Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord ons vandag rig op die weg van waarheid. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 9 verse 15 tot 18. Wat my betref, ek het hiervan geen gebruik gemaak nie. Ek skryf dit ook nie met die bedoeling om daarop aanspraak te maak nie. Ek gaan liewer dood. Die roem sal niemand my ontneem nie. As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my 'n rede om te roem nie. Ek verkondig die evangelie omdat ek moet. En wee my as ek dit nie doen nie. As ek dit uit eie keuse doen, kan ek op loon aanspraak maak. Maar ek doen dit nie uit eie keuse nie. Dit is 'n taak wat aan my toevertrou is. Wat is my loon dan? Dit is dat ek as prediker die evangelie kosteloos verkondig en so afstand doen van my reg wat aan die verkondiging van die evangelie verbonde is. Paulus merk interessant genoeg op dat daar twee soorte evangeliebedienaars is, of dalk beter gestel, twee motiverings of posisies van bediening is. Aan die een kant is daar die wat uit eie keuse die evangelie verkondig, en aan die ander kant die wat nie uit eie keuse dit doen nie. Hierdie motivering of posisie meld hy in vers 17 met die woorde: As ek dit uit eie keuse doen, kan ek op loon aanspraak maak. Maar ek doen dit nie uit eie keuse nie. Dit is 'n taak wat aan my toevertrou is. Die eerste is iemand wat uit vrye keuse as 'n vrywilliger aanmeld om die evangelie te verkondig. So 'n persoon kan dan op vergoeding aanspraak maak. Die tweede is iemand aan wie die verkondiging van die evangelie toevertrou is deur middel van 'n opdrag. Paulus sien homself as so 'n persoon. Hy staan nie onder die reëls van 'n keuse nie, maar onder 'n verpligting en 'n opdrag van God. Omdat dit 'n opdrag is daar 'n ander soort vergoeding wat vir hom geld. So 'n bedienaar staan in die posisie van 'n slaaf of 'n rentmeester teenoor God. Die loon is nie geld nie, maar die vreugde en die eer om die evangelie gratis te bring en om in diens van God te staan. Paulus doen daarom ook meer as wat van hom verwag word. Hy gee sy reg op ondersteuning prys, sodat niemand kan sê hy preek vir persoonlike gewin nie. Hierdeur plaas hy die fokus volledig op die evangelie, met geen motiewe daaragter nie. Dit demonstreer sy onbaatsigtige liefde vir God en sy evangelie, en vir die mense aan wie hy hierdie evangelie bring. Mag ons as rentmeesters van die evangelie voor God staan, ongeag hoe ons deel geword het van die evangelie verkondiging. Dit gaan immers oor God, en nie oor die bevrediging van ons menslike motiewe nie. Kom ons bid saam. Here, lei ons asseblief om met 'n rein hart in U diens te staan. Amen.